Ek is bekommerd dat baie Christene 'n totale wanpersepsie het van wat die Bybel eintlik is. My gunsteling verduideliking, veral aan jong mense, is dat die Bybel God se liefdesbrief aan ons is. In Psalm 19 vers 11 skryf Dawid oor die beslissings van die Here: "Dit is soeter as heuning, as 'n heuningkoek wat drup." En net soos 'n liefdesbrief wat van ver af deur die pos gekom het, moet ek die Bybel weer en weer lees totdat die hoekies van die bladsye omkrul. Die Bybel is inderdaad 'n liefdesbrief. Dit is geen boek waarmee ons reg en verkeerd moet probeer bewys nie. Dan mis ons die hele doel van die Bybel. Wanneer ek die Bybel optel en dit so voor my oopmaak, dan sien ek duidelik daarin die ontwikkeling van hierdie heerlike Godsopenbaring. Aanvanklik het ons die sogenaamde wetsboeke, of wat in die Joodse Bybel as die Torah bekend staan. En dit is terloops ook die gedeelte wat deur die Fariseërs vir afgod was. Later in die verloop van die heilsgeskiedenis kry ons die profetiese boeke. Dit is die tweede fase, die kritiese fase. Die profete wat die konings en die volk teregwys en onverpoost probeer om die volk van die Here terug te trek na hom toe. Die streng eensydige wettisisme word daar reeds bevraagteken en vervang met twee deurlopende temas. Eerstens, God se herhaalde bevestiging dat sy liefde sterker is as sy toorn. Onthou jy die bekende Hosea 11 vers 8 en 9. En tweedens, die groeiende profetiese verwysing na die koms van die Messias, wat die sogenaamde genadejaar of tydperk van genade gaan bring, soos Jesus tereg bevestig het in Lukas 4 vers 19. Onthou ook dat die profete altyd ongewild was en selfs doodgemaak is vir hulle uitsprake. Die derde afdeling van die Ou Testament is die wysheidsboeke, die Psalms, Spreuke, Prediker, Hooglied en nog 'n paar ander tekste wat binne-in van die profeteboeke vervat is. Hierdie gedeelte van die Ou Testament is baie belangrik. Godsdiens het nou ontwikkel van die fondasiefase toe orde bepaal moes word te midde van die heidense chaos en toe deur die kritiese profetiese fase beweeg het, toe profete op die verhouding met God gefokus het, tot in hierdie ontwaking, tot die dieper ervaring wat ons in hierdie poësie en ander wyshede raaklees, wat duidelik nie op rasionele denke staat maak nie, maar jou dieper innooi, wat die verhouding met God as ons liefdevolle hemelse Vader voorhou, eerder as die streng wetgewer in die eerste deel van die Ou Testament. Hoor selfs in die laaste hoofstuk van Jesaja in 66 vers 12 en 13, hoe praat die Here met sy volk oor die nuwe rol wat Jerusalem gaan kry. Daar staan: "Want so sê die Here, kyk, ek gaan vrede na haar toe afkeer soos 'n rivier, die luister van nasies soos 'n spruit in vloed, en julle sal drink. Op die heup sal julle gedra word en op die knieë gewieg word. Soos iemand se moeder hom troos, so sal ek self julle troos. In Jerusalem sal julle getroos word." En dit bring my by die vierde deel van die Bybel. Ons het die wettiese fase gehad, die kritiese fase, die dieper of wysheidfase, en nou word dit bekroon met Jesus Christus homself, die nuwe verbond, die evangelie, die goeie nuus wat alle verstand te bowe gaan. Die beeld en vergestalting van God, wie se binneste in beroering kom terwyl hy na ons kyk. Die God wat jou al voor die skepping liefgehad het. Het jou verhouding met die Here ook al gegroei, ook al ontwikkel? God nooi jou dieper in. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U met elkeen van ons 'n pad stap en dat U ons dieper innooi na 'n verhouding met U wat op liefde gebaseer is. Help ons om dit raak te sien. Dankie dat U besig is om U belofte na te kom, dat U onsself troos en onsself lei. Ons prys U naam daarvoor. Amen.